Goeiemôre al my TikTokkers. Ja, soos julle kan sien is ek nou eers weer 'n bietjie weg. Ons is nou eers weer so 'n draai gery. Ja, vanmôre gaan dit nou maar weer eens oor die $10 klap. Ek wil vanmôre net weer vir julle sê, daar is soveel goed wat ons nou al vir julle vertel en vir julle sê, maar ek wil so vinnig oor spillover praat. Ek het mos nou in die eerste video het ek nou vir julle vertel hoe die company begin het en wat die doel daarvan was. En gister het ek mos nou gepraat van die matching bonuses. En vandag wil ek so 'n bietjie praat oor die spillover. Nou, dit is nou een van die redes waarvoor ons nie moet in die $10 klap ingaan nie. En dit is om te hoop vir spillover nie. Maar spillover is nou daai gedeelte dat as jy nou jou $50 betaal het om 'n affiliate te raak en daar kom nou nie mense wat jy dan nou aan die mense voorstel aan die besigheid en hulle op jou link insit op die besigheid sodat hulle dan nou elke week en elke maand kan pay doen. Maar die spillover is nou vir al die mense wat bo is, bo my en bo jou en so aan. Daar's twee gedeeltes. Sou daar nou iemand wees wat dan nou hulle preskripsie kanselleer, want jy kan enige tyd jou preskripsie kanselleer. Jy is nie verplig om in hom te bly nie, maar as jy nou jou preskripsie kanselleer, dan verloor jy nou jou spot in die matrix. Nou dan al die mense wat dan nou onder jou is, of as jy nou kanselleer ook, nou al die mense wat dan onder jou of so is, dan gaan dit nou gebeur, dat al die mense gaan dan nou oorspoel na die affiliates wat dan nou onder jou lê. En dan gebeur het dat jy nou begin spillover kry as gevolg van mense wat nou hulle subskripsie kanselleer of nie hulle subskripsie betaal nie, dan val die mense wat onder hulle of na hulle ingegaan het, val dan deur na die res onder toe. So, daai manier kry jy dan nou spillover ook. So, dan begin daar outomaties mense onder jou inval, wat dan natuurlik nou ook 'n bietjie help met jou maandelikse inkomste om 'n bietjie vinniger te groei. Maar ja, mense, ek gaan dit weer sê, wat is jou rede? Wat is jou rede? Ons almal se rede is, ons normale inkomstes maak dit nie meer nie. Die lewe het so duur geword, dat nie een van ons meer regtig kan volhou met alles nie. Ons pensioene, is dit genoeg vir die dag as dit uitbetaal? Daarom is dit goed om te begin dink daaraan en regtig ernstig daaraan te dink om vir jou 'n tweede inkomste te genereer. En hierdie maatskappy waar jy affiliate kan word, waar jy net $50 betaal om 'n besigheid te kry by die besigheid, om 'n inkomste te begin genereer vir jouself. En waar in jou lewe koop jy 'n besigheid vir $50? Wat so rondom, is nou net so onder die R800, wat jy once off betaal, om dan nou 'n affiliate te word. En dan hang dit net af van hoe hard jy werk, en hoeveel moeite jy insit. Want dan kan jy vir jouself elke donderdag en elke eerste donderdag van elke maand kan jy vir jou 'n ekstra inkomste genereer met hierdie besigheid. En wie van ons kan nie doen daarmee nie? Een van die dae is dit Kersfees, mense, en dan kom Januarie, dan het ons almal 'n probleem. Want Januarie is mos nou nie Januarie nie, hy is mos nou Januarie. Ons worry mos op 'n Januarie maand. Hoe kom 'n mens deur daai maand met al die uitgawes wat 'n mens het, met vakansie, Kersfees, Nuwejaar, en dan mos nou nog kinders wat moet skool toe gaan. So, mense, ek vra, dink baie ernstig hieroor, maak julle besluit en doen dit vir jou. Doen dit vir jou gesin, doen dit vir jou kinders. En wat lekker is ook van die besigheid is, dit is 'n besigheid wat holebil is. So sou jy iets oorkom of whatever, jy dra hierdie ding oor na jou kinders toe.
Solank soos wat jy elke maand jou $10 betaal, bly jy in hierdie besigheid. En as daar 'n ding kom, dan word dit eenvoudig net oorgedra na jou kinders of na jou man of jou vrou toe en die besigheid gaan aan. So, ja, vir my is dit nou nie eers meer 'n tweede ding waaraan ek dink nie. Ek wonder nie meer daaroor nie. Ek het hierdie keuse gemaak en ek gaan hierdie ding vashou, want hierdie maatskappy, dit is deel van ons toekoms. Digitale bemarking het nou ingetree. Ons kan nie meer anders nie. Die maatskappye kan nie meer die finansiële druk hanteer nie. Hulle moet mense begin retrench of hulle moet hulle deure toemaak, want daar is nie meer daai vryheid wat almal gehad het nie. So ja, mense, as jy 'n finansiële tekort het elke maand, hier is jou oplossing. Doen dit vir jouself, doen dit vir jou gesin, doen dit net om bietjie meer in die lewe te hê. As jy meer info soek, ek gaan my selfoonnommer hieronder los, en dan kan jy my WhatsApp, of jy kan maar net vir my 'n DM stuur van ek is in, ek wil deel wees hiervan, ek wil meer weet hiervan, en ons gaan WhatsApp toe en ons praat met mekaar. Ja, mense, daar is net nie meer 'n ander uitweg nie. Regtig, ek myself, my man is die enigste broodwinner in ons huis. Hy is die enigste een wat vir ons 'n inkomste inbring. Hy kan môre sonder 'n inkomste sit. En wat dan? Dan is 'n mens in die moeilikheid. So, dis baie goed waarvoor jy subskripsies betaal. En daai mense betaal jou nie winsbedeling nie. Hierdie maatskappy betaal vir jou winsbedeling solank soos wat jy 'n affiliate bly. En elke maand jou $10 betaal, kry jy elke week en elke einde van die maand jou salaris, jou ekstra inkomste. En jy bepaal hoe groot dit is. So as jy 'n bietjie effer insit en jy werk hard hieraan, kan jy 'n verskil in jou lewe maak. So mense, doen dit. Daar is nou net nie meer 'n ander manier nie. Klim op hierdie bus, raak deel van ons familie. Ons almal ondersteun mekaar, ons is almal deel van die ding en dit gaan goed. Hierdie maatskappy het nou al amper 3 miljoen members. Daar's geen ander maatskappy wat so vinnig gegroei het soos hierdie maatskappy nie. En hierdie is absoluut die toekoms. Lekker dag en ek wag vir julle om van julle te hoor. Mooi dag.